we want to ride with this King. Come on, church, can we rise and stand up? Yeah. Say he has fire in his eyes, a sword in his hand, and he's riding a white horse all across the land. He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse all across the land. He's calling out to you and me, saying, will you ride with me? Oh, he has fire in his eyes and a sword in his hand. He's riding in a white horse all across this land, and he's calling out to you and me, saying, will you ride with me? Ride with me. And we say yes. Oh, we will ride with you. Come on, sing it with me, church. And we say yes, Lord. Oh, we will stand up and fight, and we will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. We'll be dressed in white, and we say yes, Lord. Yeah, yeah. We'll ride with you. Oh, he has a crown on his head, a scepter in his hand. He's leading the armies all across the land. Oh, and he's calling out to you and me, saying, will you ride with me? Ride with me. Oh, we say yes, Lord. We will ride, and we say yes, Lord. Stand up and fight. Yeah, we will ride with the armies of heaven. We're gonna be dressed in white. Oh, dressed in white. And we say yes, Lord. We will ride. Let's do the last verse. You see that fire in his eyes is his love for his bride, and his longing that you'll be with him, riding by his side. Is that fire in his eyes is his burning desire that his bride be with him, riding by his side. Oh, can you hear him calling out to us right now, saying, will you ride with me? We say yes, Lord. We say yes, Lord. We will stand up, and we will stand up and fight. Oh, we will ride with the armies of heaven. We will be dressed in white. We'll be dressed in white, and we say yes, Lord. Oh, we will ride.
say yes, and we say yes, Lord. We will stand up, and we will stand up and fight. Yeah, we will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. We're gonna be dressed in white, and we say yes, Lord. Oh, we will ride. Yes, Lord. Yes, Lord. Can somebody say yes, Lord? Yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord. One more time, one more time. We say yes, Lord. We say yes, Lord. Kom ons staan net so en bid ons saam. Ons almagtige God en Hemelvader, Here, ons kom vanmôre met eerbied in ons harte vanmôre voor U, Here. Here, ons roep uit vanmôre na U, Here. Ons is honger vanmôre, Here, ons is dors vanmôre. Here, ons kom vanmôre hier met 'n verwagting, Here. En soos ons vanmôre hier opdag, Here, is ons opgewonde vir wat U vir ons vanmôre gaan doen, Here. En Here, ek kom bid vir elkeen vanmôre wat hier is, Here. Ek kom bid, Here, dat U hulle sal oplig, Here, dat U hulle sal transformeer, dat hulle op 'n nuwe hoogte geplaas sal word, Here. Vader, ek kom bid vir elkeen vanmôre wat ingeskakel is, Here, wat mismoedig is, Here, wat vanmôre deur 'n moeilike tyd gaan, Here, dat U hulle nuwe krag sal gee, dat U hulle sal optel, Here, dat U hulle sal dra, Here. Ek bid in besonder vir elkeen, Here, wat vanmôre nog rondhardloop sonder 'n identiteit, Here. Ek kom vra dat hulle identiteit in Jesus Christus sal kry, Here, dat hulle sal opstaan en sal beweeg soos wat U hulle geroep het om te beweeg, Here Jesus. Vanmôre, Here, wil ons hierdie diens oorgee aan U, Vader. Ons kom bid vir die musiek, Here, soos wat ons U loof en prys, Here. Ontvang ons lof en aanbidding, Here, ontvang ons aanbidding, Here, dit is alles tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam, Here. Ek wil ook so bid, Here, vanmôre, soos wat die prediker die woord bedien, Here, dat U sy lippe sal salf, Here. Elke woord wat hy sal spreek, Here, dat sal wees soos wat U dit vir hom gegee het, Here, en dat harte, die woord deur harte sal sny, Here, en dat hulle sal stig en sal optel, Here Jesus. Vader, ons wil kom bid vanmôre vir hierdie diens. Ons bid dat die soete Heilige Gees teenwoordig sal wees hierso. Beweeg onder ons, Here. Ons bid ook so, Here, vir elkeen wat tiendes en offergawes gee. Seën hulle hande, Here. Seën hulle, Here, die wat gee. Seën hierdie bediening, Here, dat dit sal gaan van een hoogte tot die volgende hoogte. Vader, ons kom nou teen elke mag van duisternis, elke verwarring, elke verdeeldheid. Ons bind dit in die naam van Jesus. Vader, ons bid dat U Gees nou sal neerdal en dat U saam met ons sal wees. Seën hierdie diens. Heilige Gees, ons gee dit oor aan U in Jesus groot en heilige naam. Amen. The windows of heaven are open. The blessings are falling today. There is joy, joy, a joy in my heart, since Jesus made everything right. I gave Him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting on manna from heaven, and that's why I'm happy today. The windows of heaven are open. The blessings are falling today. There's joy
joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave him my old darted garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting on manna from heaven. That's why I'm happy. Come on, stop around like a song for me. Blessings are falling today. There is joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave him my old tarnished garment. He gave me sê amen. Oh, ek verklaar dit oor jou lewe. Die sluise van die hemel is oop, halleluja. En geen demoniese mag, geen opinie van 'n mens sal dit keer nie. Geen persoon sal dit keer nie. Geen instansie sal dit keer nie. Halleluja. God maak die sluise van die hemel oop oor jou. En die seën van die Here rus op jou. Jy lyk nie goed nie. Kan jy net oor lyk? Sê vir die ou langs jou lyk oor. Amen. Prys die Here. Ek kan nie sitplek inneem, familie. Ek wil hê, Wayne, as jy net kan help, Tannie Muriel kom vir my op. Tannie Muriel gaan vir ons sing. Ons het daar by die kuier, ons het so lekker gekuier, ek dink 2 weke, of laas week, ek kan nou nie onthou nie. 2 weke terug al. O, is 2 weke terug, ja. Het ons so kuier gehad hier so. Yes. En toe hierdie moeder gesing. En dit is 'n hele rukkie wat sy al by ons in die gemeente is. En ek kan nie glo die tannie sit net daar nie. Maar weet wat, sy's nederig. En ons dank die Here daarvoor. So my ma gaan ons bless, my ou moedertjie sing lekker vir ons, prys die Here. Questions about tomorrow. There were times I didn't know right
me through. But if I never had a problem, I wouldn't know that God could solve them. I wouldn't know that in His faith I'll do. That's why I'm singing through it all. He was with me through it all. I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Oh yeah, through it all. He was with me through it all. I've learned to depend upon His word, and that's why we sing through it all. He was with me through it all. I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Oh yeah, through it all. He was with me through it all. I've learned to depend upon His word. Oh, let us sing through it all. He was with me through it all. I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Oh, sing it through it all. He was with me through it all. I've learned to depend upon His word. I've learned to depend upon His word. I've learned to depend upon His word. Hallelujah, hallelujah. Praise the Here. Amen. Sing het nog eenmaal. Oh. Through it all, He was with me through it all. I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. I sing it through it all. He was with me through it all. I've learned to depend upon His word. Come on, sing it now. Oh yeah, through it all. I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Let's sing it through it all. He was with me through it all. I've learned to depend upon His word. Oh, let us sing through it all. He was with me through it all. I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Oh, sing it through it all. He was with us through it all. I've learned to depend upon His word. I've learned to depend upon His word. Oh yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Geef het aan de Miriam nog een lekker aan de klap. Baie dankie. Praise die Here. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful
in jou eie woorde vanmôre. Maak jy die naam van die Here groot. Want die Here sê, as jy jou lofoffers aan my aanbring en dit roep, sal ek neerdal met my Heilige Gees en ek sal kom ondersoek doen wat jy vanmôre benodig van die Here. So terwyl die musiek speel, roep die naam wat jy vanmôre wil hê moet jou kom aanraak, die naam bo elke naam, die naam waarvoor elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy is die lewende waaragtige God en nie meer baie lank nie, dan gaan hy sy kinders kom haal. So in hierdie tyd wat jy het om met hom versoening te kan maak, gee jou alles vanmôre vir hom. Yes, church, we serve a good God, a faithful God. Can somebody testify that all my life He has been faithful? Can we just honor Him tonight, after this morning in this place? Hallelujah. Oh, we will sing. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Say, I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. Oh, I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. You've been faithful, oh Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Ooh, come on, sing it again. Say, all my life you have been faithful. Oh Jesus, you've been so good. All my life you've been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Come on, lift your voices and say, your goodness is running, and your goodness is running after me. Yeah. Your goodness is running after me. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Sing it one more time. Your goodness is running after me. Hallelujah. Your goodness is running after me. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything.
my life you have been faithful. For all of my days, Lord, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh Jesus, I will sing forever of the goodness. Forever I will sing of your goodness, oh Lord. Come on, church, can we sing it again? All my life, and all my life you have been. Nog van mijn hele leven lang was u getrouw, ja. And all my life you've been so good. And every breath that I am able, oh God, I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Come on, can somebody praise his name? Can somebody say, we love you, Lord. We thank you, Lord, for your goodness. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reign. Yes, he reigns. Hallelujah.
Worthy is the Lamb, so worthy is the Lamb. You are holy. Steek al twee hande op. Steek al twee hande hoog op. Kom ons verklaar dit in 'n eenheid in hierdie plek. Soos een man staan ons voor U, Here. En ons sê, heilig is U, o God. Samakatarabossekaya. Ons sal nie ons knie buig, Here, vir 'n ander God nie. Ons sal nie ons knie buig vir 'n mens nie, Here, maar ons buig ons knie alleen vir Jesus Christus en hom as gekruisigde Here. En reg nou doen U wonderwerke, Here. Here, U sien elke hart. U sien elke begeerte, Here. O, Here, daai hart, daai lewe wat so uitmekaar uitval, wat stikkend is, Here. God pick up the pieces of that broken heart and God make a new vessel this morning. Maak 'n nuwe voorwerp vanmôre, Here. Uit daardie stukke. Oh, maak iets nuuts, Here. Doen iets nuuts vanmôre, Here. Vir elke ene, Here. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Familie, sonder musiek. Ek verlang na 40 days. Ek moet vir u sê, ek verlang na 40 days. Pas op dat ons nie weer 'n 40 days hou nie. Maar sonder enige aanhitsing van instrumente en iemand agter die mikrofoon, wil jy nie God begin loof vir 30 sekondes sonder enige aanhitsing nie, uit jou hart uit. Uit jou hart uit. Come on, let's go. Die eer is die Here sin. Die eer is Jesus Christus sin. O, dis nie jy wat so oulik is nie. Dis nie jy wat begaafd is nie. Dis nie jou talente wat dit reg gekry het nie. Dis sy genade. Dis sy guns wat oor jou uitgestort word. Dit is nie jy nie. Dis hy. Hy het jou gevange geneem. As jy's gevange van Christus Jesus. Paulus sê ek, Paulus, 'n gevangene van Christus. Ek en u is gevang deur Jesus. Hy het ons kom red uit die mag van duisternis en het ons oorgebring in die koninkryk van lig. Ons is sy gevangene. Kom aan familie, gee hom nog 'n laaste hande klap. Gee hom lof, gee hom eer, gee hom aanbidding. Halleluja. 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 Oh, dit is Jesus. Halleluja. Dis die krag van God. Dit is, kan ons dit sing, ref? Oh,
want dit is Jesus. Jesus, halleluja. En dis die krag van God. Dit is Jesus. halleluja. En dit is Jesus. Halleluja. Samakatara Dis die krag van God. En dit is Jesus. En Jesus. Halleluja. Halleluja. Dis die krag van God. Dit is Jesus. Dit is Jesus. Halleluja. Halleluja. Dis die krag van God. En dit is Jesus. En dit is Jesus. Halleluja. Dis die krag van God. Dit is Jesus. En dit is Jesus. Halleluja. Dis die krag van God. Dit is Jesus. Dit is Jesus. Dit is Jesus. Halleluja. Dis die krag van God. Dit is Jesus. Dit is Jesus. Halleluja. Dis die krag van my God. Kom aan, kind, sing dit weer. Oh, wat? Stop. Staan net so. Yes, Jesus. Yeah, come on. Hallelujah. Jy kan nie Come on. depressief en vol blydskap terselfdertyd wees nie. Die enigste antwoord vir jou depressie, vir jou vrees, is forceer jouself om te sê, ek gaan nie meer dat hierdie ding my intimideer nie, maar ek breek los en blydskap in die Here kan nie gedeel word met depressie nie, kan nie gedeel word met vrees, minderwaardigheid nie. Sal daar 'n paar mense wees wat losbreek, dit is Jesus. En dit is Jesus. Halleluja. Dis die krag van God. Dit is Jesus. Dit is Jesus. Halleluja. Dis die krag van God. En dit is Jesus. Halleluja. Ja, dit is Jesus. Halleluja. Halleluja. Dis die krag
Dit is Jesus. Dit is Jesus. Halleluja. Al ons besoekers, jammer ek het bietjie myself verloor. Maar al wat ek ken is Pinkster. Ek weet nie wat maak jy ander kerke nie. O, daar's baie wat baie mooi, rustig en kalm is. It's beautiful. O, dis so pragtig, is heilig, is mooi. Maar ek kry hulle jammer in die hemel. Want daar gaan net 'n stilte wees vir die goggo wat vinnig wil net rustig wees. Die res van die tyd. Want dit is Jesus. Oh, halleluja. Ons gaan nou oorgee vir hierdie pastoor. Van God, dit is Jesus. Dit is Jesus. Halleluja. Dit is die krag van my God. Dit is Jesus. En dit is Jesus. Halleluja. Dit is die krag van God. Dit is Jesus. Dit is Jesus. Halleluja. Dit is die krag van God. Dit is Jesus. Nogmaals. En dit is Jesus. Halleluja. Dit is die krag van God. Dit is Jesus. En dit is Jesus. Halleluja. Dit is die krag van God. En dit is Jesus. Kan maar sê, en dit is Jesus. Halleluja. Dit is die krag van God. Dit is Jesus. En dit is Jesus. Halleluja. Dit is die krag van God. Dit is as jy kan, dan mag jy sit. Dankie orkes. Ek voel gelei om vir hierdie wonderlike mens, wat ek eintlik maar onlangs leer ken het, oor te gee. En Pastor Zyn, om daarom vir my weer 'n datum te gee. Ek gee vir jou oor. Moet hulle bly? Want ek sien dit hulle. Ref moet bly. Ref, jy moet net bly. Ja, jy's in die moeilikheid. Hy gaan jou tugtig voor die mense. Nee, ek speel. Pastor Zyn, dis die grootste eer om vir jou hierdie mikrofoon te gee. En ons eer jou. Laas was jy so 'n groot seën vir ons. Jy's 'n stem in die eindtyd kerk. God rig jou op vir 'n tyd soos die, om met nie net hierdie mense nie, maar elke kyker, en daar waar jy bedien reg oor Suid-Afrika, mag jy impak maak soos nog nooit van tevore nie. Mag die salwing van die Here dubbel op jou rus. Kom ons gee hom 'n lekker hande klap. Baie dankie, Pastor Clemens. Ten spyte van die laaste keer is ek nou terug. Halleluja. Wat 'n voorreg om weer terug te wees. En ek staan hier vanoggend in twee plekke, in twee tye in, want ek het 'n boodskap voorberei. Ek het met Pastor Clemens gepraat in die week. Toe sê nee, moenie worry oor dit nie.
Praat net oor wat jy wil en so aan. So ek het 'n boodskap voorberei vir die vrouens, van laas keer toe ek hier was dit vir die manne? Ek weet nie eens nie. So ek het 'n boodskap voorberei vir die vrouens, maar toe kom die Here gisteraand, sorry. En die Here sê, dit is nou Palm Sondag, Zayn, jy moet daaroor praat, want ons is, en dis, ek sê ons is in 2 tye in, van vandag is die 13de April, maar in die Hebreëse kalender is dit Nisan die 15de. Is dit die 15de van Nisan. En die 15de van Nisan, die jaar 5785, ek het laas keer gepraat oor, ons is in dubbel, die dispensasie van dubbel genade. 5 maal 5 is 25, double grace. Amen. We're in a season of double grace. En the open window, ons is daar by die oop venster en die oop deur. En die dag, sou die dag gewees het, wat hulle die lam geslag het. Die dag, die 15de Nisan. Maar ons vier Palm Sondag, wat 'n week voor daai was. In die Joodse kalender, in die Hebreëse kalender. So ontstaan so wie het al gevoel hulle staan in 2 tye in? Jy's nie in die tyd nie, jy's nog jonk, maar jy voel oud, of jy's oud, maar jy voel nog jonk. Ek was daar, ek is nou daar. Ek is een van die dan word ek, kan julle glo 60, ek kan nie glo, ek voel nog 28. Amen. My vrou sê, bly vir my op en jou so jy raak oud. Maar jy voel partykeer of jy in 2 tye in is. Hulle sê mos as 'n vrou swanger word, sy sê 'n ander tyd. Jy weet, so ons voel, is daar iemand hier wat geestelik swanger is vanoggend? Jy voel jy gaan geboorte gee aan iets. En daai is die boodskap wat ek wou gebring het vanoggend vir die vrouens. Maar ek is hier so met 'n boodskap oor hierdie dag wat die Here, wat nou in die Gregorian kalender is ons nou by Palm Sondag, maar Nisan die 15 is die dag wat hulle die lam sou geslag het. Ek wil vinnig net 'n paar goedjies lees en dan gaan ons net praat as ek mag. Ons begin hier by Exodus 12. Exodus 12, kom ons begin na so, ek het 'n hele paar notas hier gemaak gisteraand. Die Here gaan vir my ook openbaar wat ek moet sê vanoggend, want hy het my laat gestaan wakker gehou en gesê, nee, praat oor dit. En Exodus 12 vers 1 sê, en die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand, die maand wat ons nou in is, ook April maand, weet julle April maand, vir die van jou weet jy, was eers 13 maande, nie 12 nie. Ek wil nou nie daar gaan nie, hulle gaan sê, Zayn is 'n conspiracy theorist, en hy kom hier met sy conspiracy theories en so aan. Maar daar was eers voorheen 13 maande, want die Midde-Ooste mense, selfs die Chinese, selfs die Maoris, en die Khoisan, en die Native Americans en so aan, hulle het altyd, hulle tye deur die maan bepaal, nie die son nie. Die son was maar net vir watter tyd van die dag is dit. Maar vir watter tyd van die maand was dit, het ons gekyk na die maand, en watter tyd van die jaar het ons gekyk na die sterre. In Genesis 1 sê die Here, ek sit die son, die maan en die sterre daar vir tye, vir seisoene, sodat julle kan bepaal in watter tyd in julle seisoen jy in is. En julle moet soos, hy sê later aan, hy sê, julle moet soos die seuns van Issachar wees, sodat julle kan weet in watter tyd is julle. Maar nou kom die Romeinse Caesars en so aan, Julius Caesar en Augustus Caesar en so aan, en hulle verander alles. Want hulle was pagan worshippers, hulle het ander gode aanbid. En toe kom hulle sê, nee, ons moet nou die twee meng, Christenskap en die pagan worship. So kom ons maak het maar net 12 maande, en ek soek, Julius Caesar het gesê, ek soek ook 'n maand. Toe kry hy Julie. Julie kom van Julius Caesar af, en Augustus kom van Augustus Caesar af. En het 'n paar ander maande weggeval, en as jy nou mooi kyk, September is veronderstel, Sept is, Oct is 8. Oct, jy weet ons sê Octagon uit 8 kante, hy was eintlik die 8ste maand. Sept was die 7de maand. 9 is Nova, is 9, November, en Desember, Deca, is 10. Maar ons sê is die 12de maand. Maar in elk geval, ek gee dit maar net, sodat julle weet, ons staan in 2 tye in.
Die sterre en die maan en die son sê vir ons een ding, maar ons kalender sê 'n ander ding. En God sê ons moet soos die seuns van Issachar wees en besef en weet in watse tye is ons in. As ons kalender perfek was, sou ons vandag Good Friday gevier het. Maar het sou nie Good Friday, ek weet nie waar die naam ook Good Friday gekom nie. Maar in elk geval, ons sou net die dag sou ons Paasnaweek gevier het. Die Passover. En ek gaan dit nou lees sodat julle weet hoekom sê ek dit. Dis nie ek wat dit sê nie, dis die Bybel wat dit sê. Hy sê vir hulle hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. So dis die eerste maand. Nisan is die eerste maand. Ek weet as ons in September kom, September is die nuwe jaar, Rosh Hashanah, dan is dit Rosh Hashanah, dan is dit die begin van die nuwe jaar. Maar hy sê vir hulle, hierdie maand moet vir julle die eerste maand van die jaar wees, Nisan. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand, wat 5 dae terug was, moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy, en sê, ek deel nie lam met mense, ek wil net sê, ek het 'n groot familie, maar as dit kom by lambraai, ek share nie, ek gaan nie, moet my nie kom vra vir 'n choppie of so nie, ek braai homself, ek sal hom alleen eet, dankie, maar die Here sê vir hulle, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan hom is, hulle moet dit maar deel, maar Here, ek deel nie, amen. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud. Dit is ook nou belangrik. Ek weet ons, sy moenie nou daar gaan nie. Ek weet Kersfees is die 25ste Desember, maar luister mooi. Julle moet 'n lam sonder gebrek, 'n jaar ou rammetjie, van die skape of van die bokke, kon 'n skaap of 'n bokkie wees, kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou. Julle moet hom kyk en sien. Is daar enige gebrek of 'n spot of 'n rinkel op hierdie ding? Julle moet in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. Vir 5 dae, van die 10de, 11de, 12de, 13de, 14de. Vir 5 dae moet julle hierdie lam bewaar en kyk en seker maak, hy is sonder vlek. Hy is sonder gebrek. OK. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand van die 14de. Dan moet hulle die bloed van die lam neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel. Aan die huise waarin hulle dit eet. Jy moet dit eet. Daar waar jy eet, moet jy die bloed sit. Jy kan nou nie by jou neighbor gaan, jy weet jy het nou gedeel, maar vat jy dan jou stukkie lamsvleis huis toe en los die bout by ons, vat jy die lamstukkie huis toe en dan daar waar jy eet, moet jy die bloed vat en op die drumpels en op die bodrempel en die deurposte sit. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet. Oor die vuur gebraai. Hy moenie, dit sê so, dit sê nou nie, Engels sê dit moenie gekook word nie. Dit moet gebraai word. Dit sê nou nie hier in my 1953 Afrikaanse weergawe sê dit nou nie, maar in elk geval, saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en hier sê dit, in die water gekook is nie, jy moet dit nie, mag dit nie eet nie. Maar oor die vuur gebraai, die kop en pootjie saam met die binnegoed. Ek hou van afval. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie. Dit wat jy nie eet nie, maar moet julle in die vuur verbrand, sê die Here. Nou. Hier is ons vandag op Palmsondag. En die datum is presies dieselfde datum, die 10de van Nisan, wat die Here dit gegee het. Hy sê, dis die begin van die maande vir julle, dis die begin van die maande. En op die 10de dag, moet julle dan vir julle die lammetjie gaan kry. Hy moet 'n jaar oud is. Nou, julle weet, in Bethlehem, is die plek waar in Jesus se tyd, was die plek waar al die lammetjies wat in die tempel geoffer word, hulle was daar groot gemaak. Dis hoekom die lam van God ook in Bethlehem gebore was. Hy is die lam van God.
En dit sê hierso, die lam het 'n jaar oud is. So amper dieselfde dag wat die lam gebore was, word hy geslag. Ons vier Paasnaweek nou, maar ons hou Kersfees in Desember maand. Die lam is veronderstel om dood te gaan, ongeveer min of meer dieselfde dag wat hy gebore is. 'n jaar oud. En die lam moet nie gebreklik wees nie. Hy moet nie vlekke op hom is nie. Hy moet nie 'n skeel oog hê of iets nie. Hulle moet hy lam mooi kyk en seker maak dit is 'n suiwer lam. Hy moet perfek wees. Nou kom ons hierso by waar ons is vandag. Palmsondag. Die Here kom, hy kom met sy disippels en hulle kom naby Jerusalem. Hulle kom uit 'n plek met die naam van Bethfage. Bethfage beteken die huis. Beth beteken huis. Fage beteken die onryp vee. Unripe fig. Onryp vee. 'n vee wat nog nie ryp is. Hy sê later aan, gaan hy weer deur Bethfage loop, dan sien hy die vyeboom, en hy gaan sien as hy vrug op hom nie, en hy bestraf die boom, daai selfde plek. Dis om is die plek se naam, die onryp vee. The unripe fig. En hy kom daar so, voor hy in Jerusalem gaan, daar's Bethany, dan is daar Bethfage, dan is daar Jerusalem. Hulle is amper so 500 meter uit mekaar uit, so net 'n kilometer na Bethany toe. Dis nie ver nie. Ek was daar, julle was al daar. Pastor Clem in Jerusalem. Julle weet, dis nie ver, jy kan hom eintlik sien vandag. Maar destyds was dit nou ver. En die Here kom en hy sê, hy kom daar so, hy kom wat hulle uit Bethany loop, sê hy vir hulle, man, gaan hier by Bethfage. En julle kom by 'n huis daar, julle sal sien daar's 2 donkies daar. So sê vir die mense, hulle moet vir julle die donkie gee. En vat die Jesus, laat ek dit reg lees zijn. Kom ons gaan na Markus 11. Markus 11, ons lees dit reg, laat ons net die 2 goed by mekaar. Ons sit in 2 tye in. Ons probeer die 2 nou by mekaar sit. Want ons is so vasgevang tussen waar ons moet wees, maar waar ons is. Ons sê in Markus 11, of is dit nou Matteus? Nee, dis Markus 11. En toe hulle naby Jerusalem kom, by Bethfage en Bethany, aan die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels uit en sê vir hulle, gaan na hierdie dorp voor julle. En dadelik as julle daar inkom, sal julle 'n eselvul vind, wat vasgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. 'n foal in Engels. Maak hom los en bring hom. En as iemand vir julle sê, waarom doen julle dit? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig. En dadelik sal hy hom hierheen stuur. En hulle het gegaan en die foal by die deur, buite op die straat vasgemaak gevind en hom losgemaak. Daarop sê sommige van die wat daar staan, vir hulle, wat maak julle dat julle die foal losmaak? En hulle antwoord, hulle sê, Jesus het bevel. Toe laat hulle gaan. En hulle het die foal na Jesus gebring en hulle klere daarop gelê. En hy het op hom gaan sit. Toe gooi baie mense hulle klere op die pad oop en ander kap takke van die bome af en stroei dit op die pad. En die wat voorgeloop en dit wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die koninkryk wat kom in die naam van die Here, die koninkryk van ons Vader Dawid. Hosanna in die hoogste hemele. En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel, en nadat hy alles rondom bekyk het, en omdat dit al aand was, het hy met die 12 uitgegaan na Bethany toe. Dit is hierdie tyd, presies hierdie tyd, waar die Fariseë en die Sadduseë gesien het, die man, hulle sing vir hom, Hosanna, hulle hef hom op, hulle prys hom, hulle loof hom, en hulle bekyk hom vir die volgende 5 dae, soek hulle iets teen hom, wat hulle kan gebruik, sodat hulle hom kan doodmaak. Maar hulle besef nie, hulle volg maar net God se orde, halleluja. Hulle volg maar net wat gebeur het, by die Passover, 'n paar duisend jaar voor het, dieselfde ding. Nou kan jy jou voorstel, ek wil teruggaan na Exodus toe. Ek hou van 'n braai.
Ek hou van 'n braai. Ek sê vir my vrou, sy sê Zayn, gaan jy kook, maar moenie 'n vuur maak nie. So sê my vrou my. Want ek kan enigiets braai of ek kook hom ook. Soos pap of pasta of rys of 'n slaai. Ek kook hom. Wonderraad het kom jy groenteblare, 'n bietjie pap, maar in elk geval, dit maak nie saak nie. Maar as dit kom by eet, dan gaan ek eerder braai. Ons manne hou van 'n vuur maak en ons gooi 'n choppie of 'n worsie of 'n hoendertjie daarop. Ons hou van braai. Stel jou voor, jy kom in Egipte in destyds. En dit is die tyd van die volmaan. As jy vanaand, ek hoop vanaand, ek het gehoop, ek het gaan kyk gestaan, maar toe reën dit die hele dag. As julle gaan kyk, gaan julle sien vanaand is 'n volmaan. Die 15de Nisan is 'n volmaan. Die maan gaan vol is. Asseblief Here, na die wolke gaan, dat ons vanaand kan sien, die maan is vol. Ons is ook in die, ek is nou nie 'n horoskoop ou nie, maar ons is in die seisoen van die ram. Die ram. En die ram in Egipte was een van hulle hoofgode. En die tyd van die ram was een van die hoë tye vir die priesters van Egipte. Ek weet nie of julle weet nie, maar elke siekte, elke plaag wat die Here teen Egipte gebring het, was ook teen 'n god wat hulle aanbid het. Die paddas en die vliee en die bloed, allei was 'n god wat hulle aanbid het, en elke een het die Here gebring, sodat hy hulle laat verstaan, julle dien die verkeerde God. Julle dien die verkeerde God. Op jou kar aanbid. Op jou salaris aanbid. Jy dien die verkeerde God. Jy's in 'n ander tyd in. Jy's in 'n verkeerde tyd. Jy aanbid die verkeerde God. En die Here sal beteken dit van jou wegvat, soos hy met Egipte gemaak het. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, en dan sal die ander goed bygevoeg word. Maar van julle, van ons, beteken doen ek dit self. Ek aanbid die verkeerde God. Ek sê nou die dag vir my vrou, ek mis jou, ek is nou hier in die Kaap en ek doen werk hier by die Baxter Theater. Ek het my vrou, laas keer toe ons hier was, toe gaan my vrou huis toe bly ek, was te klem. So ek is nou hier vir 'n paar weke sonder my vrou. Ek sê ek mis jou my baby. Ek mis jou, wil jou net sien en vashou en die kinders en so aan, en ek sê vir die mense by die werk, ek mis hulle en ek sal enigiets vir hulle doen en ek dink vir myself, ek kan bid baie keer my vrou. Sy like het. O nee, sy like het. Sy verkies ek met aan bid. Sy complain nie. Jy weet, sy like het so. Ag, sy gee my jou kredietkaart en hy tipe goed, sy doen dit net so. Sy like het. Maar selfs ons vrouens, ons manne, ons spouses, ons aanbid hulle. Lief, ek sal enigiets vir jou doen. Kan ek nog 'n koppie tee vir jou maak? Jy weet, ek sou nog gepraat het met die vrouens, en ek gepraat het oor die siklus wat vrouens ingevang is. Ons word gevang in siklus in. En deel van die siklus wat ons moet breek in ons lewens, ek gaan net gou daarso, daar's 3 maniere hoe ons, ja sien man, my notes is in Engels, en nou probeer ek reg Afrikaans, iniquities, Pastor Clem, iniquities, hoe ons iniquities in ons lewens inbring, sonde wat daar is, wat bly, wat van generasie tot generasie net oorgedra word, ne, is iniquities. Ne? Ons doen dit in 3 maniere. Nommer 1, hy slaan jou bloedlyne, en dis iets wat jou ouma gedoen het, of jou oupa grootjie. Hulle het dit gedoen, en toe word dit net iets wat in die bloedlyn oorgedra word. Die sondes van die vader word oorgedra na die kinders tot die 3de en die 4de geslag, sê die Bybel. Daai is nommer 1. Nommer 2, ons leer 'n ding. Ons leer hom. Niemand was gebore en geweet hoe om 'n sigaret te rook nie. Jy het hom geleer. Hoe om 'n tikpyp te maak nie. Hoe om rond te slaan. Jy het hom geleer. Jy leer die goeie, dan word dit 'n sonde wat in jou inbly. En jy dra dit oor na die kinders toe. En nommer 3, jy laat dinge toe. En jy verskoon dit ook nog. Hy slaan jou by die huis. Oh nee, maar Zayn, ek weet jy, ek het sy vleis gebrand. Ek het die pot te lank in
te lank op die stoof gelos en hy hou nie van gebrande vleis nie. En toe, jy weet, so ek verstaan. Nee, jy verskoon dit. Jy laat dit toe. Nou wil ek kom sê, dis jou skuld. Waar sê dit in die Bybel, 'n man met 'n vrou slaan? Waar sê dit pa, dat jy die baas is van die huis? Dit sê nie jy is die baas nie, dit sê jy is die geestelike leier. Maar Efesiërs 5 sê, jy moet jouself oorgee en weggee. Soos die Here homself vir die kerk weggegee. Alle mag, elke krag, elke reg wat jy dink jy moet hê, moet jy weggee vir jou vrou. 1 Petrus 3:7 sê, jy moet haar lief hê met verstand. En jy moet haar eer as die swakker skepsel. Eer haar as die swakker skepsel. So dit is hoe iniquities kom. Dis hoe die dinge in jou lewe inkom. En dit is net deur die bloed van Jesus wat dit uitgewis kan word. Dit is net deur die bloed. Mense, ons vat nie weer 'n bloed van 'n duif as jy 'n nuwe kar kry nie. Nou vat jy duifie se bloed, nou kom jy daar, sit jy dit op die kar, ook vir die amadlossie, jy weet, ons gooi vir die ancestors ook mos nou, jou voorouers, Antina hulle en so aan, hulle moet ook nou weet, jy het 'n nuwe kar, en ons doen dit nie. As ons 'n lam slag om te eet, ons vat ook nie die bloed en ons smeer dit op onsself en ons doen nie dit nie. Die bloed gaan maar in die grond in en klaar. Van nou was 'n lam was geslag was oor die 2000 jaar terug, wat die volle prys betaal het. Die volle prys. En hulle daai vleis gebraai. Kan jy jou voorstel? Die Bybel sê dat die commentaries en so aan 600,000 huishoude. Die maan is vol. Die Egiptenare kyk nou, hulle wonder wat gaan aan. Daar word vure gemaak reg oor die Egyptian kote. Daar word so vure gemaak. 600,000 huishoude begin vleis braai. Nou ek dink en ek is ernstig hieroor. Ek dink die Here het lamsvleis geproe voor hy gesê het dat die lam met die dier is wat moet geslag word. Ek dink die Here, want ek stem saam met hom, 'n lamsvleis. Kyk, jy kan vir my 'n curry maak, jy kan hom braai, jy kan wat ook al afval, alles, maar as hy lam is, so ek eet hom. As jy te veel eet, jy kry mos gout. Ek kry as my sien ek loop so, ek het lamsvleis geëet. Maar ek glo die Here het hom geproe. Maar kan jy jou voorstel? Vandag, die 15de van Nisan, het hy mense gebraai. En die maan word amper donker gemaak deur die vuur, die rook wat opgaan. 600,000 mense braai. So die hele Cape Peninsula, net hierso, Somerset West en dinges, hulle braai. Kan jy dink wat se rook gaan op na die hemele toe? Wat se geur kom op na die hemele toe? Halleluja. Ek kom nou daar by die geur wat ons nou moet opsit en opbring. Verstaan jy? En ek kan jy jou voordink en dink die Egiptenare, wat gaan aan die mense mal? En kyk, hulle is aangetrek en hulle is almal in hulle huise in. Wat gaan aan? Tot middernag. Daai aand. In die middel van die nag, weet jy, die bose geeste kom die meeste, hulle doen hulle bose werke, die meeste tussen 12 en 3 in die oggend in. As jy 3 uur wakker word, dan moet jy weet, jy word aangerand en aangeval deur 'n bose demoon, 'n gees, en jy moet dan bid. Ek sit sommer my gospel music hard. My vrou sal sê, wat gaan nou aan? En sê ek, nee, ek speel net gou hierso 'n gospel ietsiekie so, of ek sit 'n gebed aan, as ek nie self kan bid nie. Daar's klomp gebede op YouTube, en sit dit op, laat hy persoon vir jou bid. Bid! Kom die gees van dood 12 uur. En dit neem al die eerstegebore seuns van die Egiptenare se siele, en hulle is dood. Die maan is toegemaak deur rook. Die volgende oggend as jy opstaan, is daar kind dood in jou huis. Kan jy jou voorstel, die aand voor hy, was daar 'n gebraai. In die oggend 6 uur wat almal opstaan, is daar geween. Miljoene huishoude wat ween in Egipte. Ons kind is dood, my oudste seun is dood. My eerste geboorte, my enigste seun is dood. Wat ook al. Almal ween, wat die kind is dood. Selfs Farao se seun is dood. En hy sê, gaan julle man, loop, julle moet nou net gaan. Julle is vrygelaat. Julle is vrygemaak. En jy weet, die vrouens het teruggegaan.
en het al die goud en die silwer en die mooi klere van hulle werkgewers gevat en saamgevat in die woestyn in. Dit was die vrouens wat die rykdom gaan haal het, nie die manne nie. Manne, ek weet, jy is die broodwinner. You bring home the bacon, ek verstaan dit, maar die vrouens destyds het dit gaan haal. Hulle het teruggegaan en gesê, gee ons die goud, gee ons die silwer, gee ons die mooie rokke, gee ons die garing, gee ons die materials en goede. Want die Here het geweet, as ons daar in die woestyn in is, moet julle vir my 'n tempel bou. Julle moet vir my 'n tabernakel bou en so aan. Julle gaan nie goede nodig hê. Nou kom ons op 1300 jaar vorentoe met 'n jong man. Mense sê hy nie Josef se seun nie. Hoe kan hy sê hy is die seun van God? En nou kom hy hier in 'n donkie en die mense sing vir hom Hosanna, Hosanna, save us Lord. As jy maar net besef wat as hulle maar net besef het wat hulle sê. Hosanna beteken Hosiana, beteken in Hebreërs red ons nou, save us now. Maar hulle besef nie die man wat op die donkie ry, sy naam is redder. Sy naam is Yeshua. Dit kom van die Hebreëse root word Yasha, to save, om te red. Hulle weet nie. Van twee hoofstukke verder, in Matteus, dis Matteus 21, in Matteus 23, kom hy weer Jerusalem toe en hy sê, Jerusalem, Jerusalem, ek wens ek kon julle by mekaar gebring het soos hy hen, kleintjies by mekaar bring, want julle mis die dag van julle visitasie. Julle besef nie wie is in julle midde nie. Julle Messia is hier en julle weet dit nie. Daai mense, daai vlagse mense, is ons harvest field. Daai is die mense vir wie ons moet gaan haal. Die moslims wat so om ons bly, daai is die mense wie ons moet gaan haal. Ons almal gebruik die eerste 5 boeke van die Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers en Deuteronomy. Daai is die 5 boeke in die Koran, is die 5 boeke in die Torah, is die 5 boeke in die Bybel in. Dis die beginsel van alles. Van daar af wyk mense nou af en hulle doen hulle eie ding. Maar ek moet vir julle sê, daai mense is die mense by wie ons, want hulle het dit gemis 2000 jaar terug, en hulle gaan dit mis, want die Here sê in Matteus 23, ek hoop is Matteus 23, kom ek gaan net gou daarso, Matteus 23 sê hy vir hulle, hy sê dat sy Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat nie in jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Hy praat van Jerusalem gaan nie 70 jaar later, is daar nie een steen wat oor die ander staan nie. Want ek sê vir julle sal my van nou af sekerlik nie sien, totdat julle sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Maar 2 hoofstukke voor die, Matteus 21, sing hulle, Hosanna, Hosanna, wat hy inkom op die donkie. Blessed is he who comes in the name of the Lord. And that name of the Lord is Yeshua. As ek nou preek en ek praat en ek bid, sê ek Yeshua, want die naam beteken iets. Ek sê nie Jesus is verkeerd nie. Sê Jesus, sê Jesus. Maar ek sê net as ek Yeshua sê, dan verstaan ek wat sy naam beteken. Salvation, redder. Daai is wat hy naam beteken. As ons Jesus sê, dan sing ons. Ek was hier laas keer toe praat ek oor hoe Jesus gelyk ek. Was dit hier? Pastor Clem? Met die lang hare en verstaan jy weet, dan sing ons die Jesus. Maar as ons sê Yeshua, dan sing ons iemand in die Midde-Ooste met kleurige hare en bruin vel en 'n mooi glimlag. Soos hy gesê het, hy skal dit, maar in elk geval, jy bly daar so. Verstaan jy? Sy naam beteken redder. Hulle weet nie, hulle sê Hosanna, red ons nou, maar hier is die redder op die donkie. En 2 hoofstukke later met hy sê, julle het nie geweet wat doen julle nie, julle het maar net gesing.
Julle sing vir die man op die donkie, red ons nou, in die allerhoogste Hosanna, red ons nou, en dan vir 5 dae kyk julle, wat is fout met hom? Hoe kan ons hom vasvang? Hoe, hy gaan iets verkeerd sê, hoe, hy gaan iets verkeerd doen, daar het hy iets verkeerd gesê, ja, kom ons vat hom na die hoofpriester toe, ons vat hom na Pilatus toe, kruisig hom, 5 dae later, is hy geslag. Dieselfde tyd, wat hulle besig is in die tempel, nou in die tempel in Jerusalem in, as jy inkom, as verskillende inkom, daar's vrouens met die kant ingaan, die manne met die kant ingaan, maar voor die, kan jy 'n lammetjie koop, as jy nie enige gebring het saam met jou nie. Julle sal weet, daar's 'n paar psalms in die Bybel, wat genoem word, the Songs of Ascent, van Psalm 120, tot 135, as ek reg, the Song of Ascent, 15 van hulle, en jy sing dit soos jy Jerusalem toe kom, as jy Jerusalem sien, nou begin jy Psalm 120 sing, jy sing, dit was gesang, dit was nie gesê nie, soos ons sê nou, die Here is my herder, dit is nie so nie, dit was gesing, dit was met musiek gespeel, en die mense het gedans, en soos jy opkom, kom jy met jou diere, met al die hoë feeste, kom jy met jou diere en jou familie, almal gaan, 3, 4, 5 keer 'n jaar gaan julle op Jerusalem toe. Verstaan jy, dan sing julle die gesange, en julle kom daarso, en as jy nie 'n dier het nie, dan kom jy daar, waar die Here vir hulle die band gevat het, en gesê, julle maak vir my pa se huis, onthou julle die storie, verstaan jy, daar buite kan jy dan 'n duifie koop, of jy kan 'n lammetjie koop, en so aan. En dan kom jy in, en dan gee jy die lammetjie vir die eerste priester, en dan gaan jy af in 'n lyn in, en jy staan en jy wag, en jy hoor, nee, hoe word dit geslag daarso, en dan gooi hulle water, en hier kom die bloed en jou, is dit iets wat vir jou visueel is, die bloed en die water kom dan af, en dan weet jy, jou offer is aanvaar. En dan loop jy aan, daar is my bloed van my lammetjie, nou dan kom die volgende persoon, en hulle sien dit, en so aan. Ek was in Jerusalem, ek was op een van die toere, 1 jaar, toe gaan ons gaan na Caesarea Philippi toe. Nou ek wil nie so toe gegaan het nie, eerstens, wou ek na die Western Wall toe gegaan het op 'n Vrydag moet jy gaan, as jy Jerusalem toe gaan, en jy wil na die Western Wall toe gaan op 'n Vrydag, as die Jode die Here kom en bid op Sabbat, dan sien jy wat aanbidding en lof en prysdans is. Nou mense dans voor hy muur, en hulle hou 'n Pinksterdiens. Jy moet op 'n Vrydag gaan, maar ons het gegaan op 'n Donderdag. En er was nogal bietjie miffed met die toerleader om te sê, why are we coming on a Thursday? We're supposed to be here tomorrow at Sabbath, we must be here. Hy sê, well, hulle het dit nie so geboek nie. Maar die Vrydag gaan ons toe Caesarea Philippi toe. Ons kom daar by Caesarea Philippi, en ek is nie in die mood nie, want ek is kwaad. Nee, dat die mens weet, jy is op 'n toer, jy kan nie kwaad is, maar ek dink nou, hoekom is ons hier by Caesarea Philippi? Caesarea Philippi is die plek waar die Here vir die disippels gesê het, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense is ek? Nou die plek, as jy daar kom, sal jy sien, jy kom na 'n berg toe. Dit is 'n groot berg, en uit die berg was daar 'n tempel uitgebou, in die berg in vas. Soos 'n groot berg, en die tempel was in het gebou. En voor die tempel het hulle 'n theater gemaak, waar die mense geperform het. Verstaan jy? En die diere wat daar geperform het, was bokke. Die bokke hulle bokke geleer om op 2 bene so te dans en te hop, so, bokke met horings en so aan. Langs aan die tempel, langs aan die gebou, is daar 'n cave, 'n grot. En die grot se water kom van Mount Hermon af. Die berg Hermon, die water kom so af, en dit kom af in die grot, en dit maak so 'n mallemeel. En in die middel van die mallemeel is 'n klip. En daar het die hoofpriester gestaan. En hy het jou bok gevat, of hy het jou kind gevat, want dit was kinderoffer, hy het die kind geslag en in die water gegooi, en dan gaan wag jy buite die grot,
En as jy sien, hier kom die bloed met die water, dan weet jy, jou offer is aanvaar. Hy grot se naam was the gates of hell. Die hekke van die hel. So die Here kom na die, weet jy, as jy na die Holy Lands toe gaan, dan sien jy presies hoe die Here gekom het, om alles om te draai. Alles uit alles, hy sê, ek het nie gekom om die wet weg te neem nie, ek het gekom om dit te vervul. En dan sien jy presies wat hy gedoen het. Hy kom na die plek toe, waar dit ingebou is in 'n rots in, en daar is 'n plek met die naam waar hulle kinders offer, en as bokke, hulle doen ook goed met die bokke, julle kan julle voorstel, wat hulle met die bokke doen, seksueel, want die God wat binne in hy grot, aanbid is Pan, hy's half bok, half mens, julle die foto al gesien, Baphomet homself is so, Baphomet van demoniese, sataniese, is dieselfde, half bok, half mens. Hy word aanbid in die grot in. En die Here kom en hy sien die plek. En hy sê, hoorie, wie sê die mense is ek? En ek dink hy vra dit nie mooi soos die nie, Petrus, Johannes, Judas, wie sê die mense? Ek dink hy sê, hoorie, hy sien wat aangaan. Hy sê, hoorie, wie sê die mense is ek? Hy sê, wel, ander mense sê, jy's Elia, ander mense sê, jy's 'n profeet. Hy sê, en Petrus sê, nee, jy's 'n seun van God. Jy's die Messias. En hy sê, Petrus, mense het dit nie, vlees het nie dit vir jou geopenbaar nie. Dis die Heilige Gees wat dit vir jou geopenbaar het. En ek sê vir jou, op die rots, sal my kerkgebou dit uitgeskree, sodat mense kan hoor. Hy het dit nie mooi gesê, weet jy wat Petrus, op die rots, gaan my kerk gebou word, en die hekke van die hel, sal nie teen. Hy teen hy plek gepraat, want hy kon sien wat doen die mense met die bokke, hy kon sien die aanbidding van diere, hulle die gode van diere aangebid, en hy kom en hy sien Pan, en die mense wat hulle kinders, en hulle want jy soek 'n goeie oes, nou kom en jy sit jou kind daar, jou nuwe gebore kind word dan geslag, en dan wag jy vir die bloed om uit te kom, en hy skree vir hy plek, het is nie mooi gesê nie, is nie mooi gesê, is nie mooi gepraat nie. Hy sê, upon this rock my church will be built and the gates of hell shall not prevail against it, man. Hy praat teen dit. Van die dag af is daar nie weer offering. Hulle sê die offering het so 4 AD gestop. Round about AD 20 some, the offering stopped, something happened. Dieselfde met die tempeloffer. Nadat die Here op die kruis gekruisig is, en die Romeinse owerhede het gekom en die tempel verwoes, is daar nie weer tot vandag toe 'n offer nie. Kan hulle nie verstaan, die Messias het gekom nie. You've missed the day of your visitation. You've missed it. Nou wil hulle die 3de tempel bou en dan weer offer bring. Hulle het nou die 3 red heifers reg, né? Ek verstaan hulle die 3 rooi heifers reg, want die dier moet 'n rooi dier is en so aan. Hulle het dit reg en so. Maar hulle verstaan nie, die Messias het klaar gekom. Hosanna het klaar gekom, hy het klaar gesing. Hy sê, julle gaan my nie weer sien, tot julle sê, Hosanna, Hosanna. Geseënd is hy wat kom aan die naam van die Here, en die naam van die Here is Yeshua. Yeshua, dit beteken redder, salvation. Salvation verskyn oor die feit, ek het gesê laas keer wat ek hier was dit hier, 50 keer in die Ou Testament is Jesus se naam daarso. Gaan soek op elke keer as die Here sê, hy verwerk 'n redding, dan gaan soek jy op in die Joodse Bybel, dan sal jy sien, die woord is Yeshua. Psalm 90, with long life I will satisfy you and show you my Yeshua. Not salvation, Yeshua. Dis daar. So toe ons gedans het en gesing het en gesê, dit is Jesus. Dit is die krag van God in Jesus. Daar is krag in die naam. My suster, daar is krag in die naam, my broer. Wat jy ook al deurgaan. Ek wil nog praat dit oor 'n donkie wat vasgemaak is. Die Here sê, gaan, sê vir hulle, ek het hom nodig. Die Here het jou nodig, my broer, my suster. Maar jy is nog vasgemaak aan die wêreld. Jy is nog vasgemaak. Die Here kan nie op jou sit en jou lei nie. Die duiwel sit op jou, ja.
Die duiwel ry jou soos 'n jockey in die Durban July in. Hy sê draai regs, jy gaan ook regs. Hy sê draai links, jy gaan. Maar jy sal nie laat die Heilige Gees jou lei nie. Jy sal nie laat die Heilige Gees jou lei nie. Die Here het jou nodig, maar jy's vasgevang en jy's so bang. Jy's so bang van wat in die verlede gebeur het, dat jy kan nie voorkyk. En ek het dit gesê laaste keer, ons moet 'n geestelike skerp vat, man. En die dinge wat in jou verlede gebeur het, moet jy net, die goeie wat jou terughou, moet jy net afsny, sê man, loop man. Loop. My historiese verlede het niks te doen met my profetiese toekoms nie. Niks nie. So ek is geskei. So wat? 3 keer, is ook right. So wat, ek het iemand vermoor. So wat, ek het dit gedoen. Ek het 'n abortus gehad. En so, maar die profetiese toekoms wat God vir my het niks met dit te doen nie. Niks. Ek is gewas deur die bloed van die lam. Ek het gesien die bloed en die water wat kom. En dit het my gereinig. Dit het my skoon gewas. Psalm 51. Was my Here, sodat ek skoon en reinig kan wees. Halleluja, dis wat ons nodig, die bloed van Jesus. Wat is die geur wat moet opgaan na die Here toe? Jou prys. Jou aanbidding, jou lof. Loof die Here. Loof hom. Baie mense, en ek is so bly, Pastor Clem, julle doen dit nie in die keer. Baie mense sal 'n halfuur praat oor jou tiendes, wat 'n offer is vir die Here, en dit is. Maar dis nie die hoofding nie. Dis nie die hoofding nie. Dis 'n offer wat jy bring, maar die hoogste offer wat jy kan bring. Here, daar's 'n man in die Bybel in. Daar's 'n man in die Bybel in. Hulle sê die fariseer praat met hoë woorde. Hy praat lank. Hy bid mooi. Hy praat, en as 'n man wat net daar staan en sê, Here, ek is 'n sondaar. Here, ek is 'n sondaar. Here, ek is 'n sondaar. Die Here sê, daai is wat ek soek. 'n Toegewyde hart. Dis wat ek soek, nie jou offer van bulle. En Psalm 51 sê, ek soek dit nie. Psalm 34, ek soek dit nie. Ek soek nie die offerande van bulle en diere en goed nie. Kom met my met 'n toegewyde hart, 'n gebroke gees. Dis wat ek soek. Die Here kan dit gebruik. Sing Hosanna, jou prys is jou wapen. Jou prys is jou wapen. Laas keer toe sê ek, voets, ek gaan nie werk nie, né? Het ek dit gesê in die kerk in? Het ek dit gesê? As die duiwel jou aanval, wat as 'n hond kom, wat sê ons vir die hond as 'n hond kom? Sê voetsek kom, voetsek. Hey, voetsek as die hond kom. As die duiwel jou aanval, 'n voetsek gaan nie werk nie. 'n Voetsek, toe die duiwel kom na die Here toe, na hy 40 dae gevas het. Versigtig met hy vas 40 dae toe. Het die Here nie gesê, voetsek duiwel, voetsek gaan weg hierso nie. Hy het gesê, it is written. Hy het die woord gebruik. Hy het die woord, jy moet die woord ken. Alles is Psalm 23. Alles is die Onse Vader. Maar jy moet die woord ken. Jy moet die woord ken. En as jy die Here loof en prys, gebruik die woord. Gebruik die woord. Ek sê vir mense wat nuwe gebore is in die Here, en gaan lees die Psalms. Ek weet jy moet daar by Johannes begin en dan gaan jy na dinge toe, maar lees net die Psalms. Lees die Psalms, jy kan enige plek oopmaak, daar's wysheid daarso. Hoe om te aanbid. As jy deur 'n probleem gaan lees die Psalms. As jy deur iets gaan of jy wil die Here prys, gaan lees die Psalms, gaan alles is daarso. Alle wysheid is daarso. Alles is daar. Palm Sondag. Ons is verkeerd, vandag is die dag waar die lam moet geslag word. Maar is oké, is alright, ons volg maar. Solank ons weet. Solank ons soos die seuns van Issachar is en ons weet presies in watter tyd ons is. Prediker sê prediker, hoe moet jy nou daar gaan zijn? Ja, kom, ek voel het. Ek voel die gees, ek is nou daar. Amen. Prediker 3 vers 1. Alles het sy bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Ek wou gepraat het oor dit, susters.
Die siklus wat jy in is, baie keer. Ek moet nou nie, want ek wil hy boodskap hou vir as ek dalk terugkom. Dan wil ek het praat oor die siklus, die tyd. Ons wil praat oor tye. As jy in 'n ander tyd is, en die siklus wat moet gebreek word, en so aan, dan gaan dit nie nou doen nie. Maar ek wil net hê jy moet weet, alles het 'n tyd. To everything under the sun, there is a time and a season. Weet jy, baie keer kyk ons ander mense, dan sê ek, maar hoekom het hy 'n seisoen en ek het nie 'n seisoen nie? Hoekom kry sy nou haar blessing? Maar ons bid, ons in dieselfde biduur. Ons is presies in dieselfde biduur, maar sy word geseën. Dis nie jou seisoen nie. Wag vir jou seisoen. Hy's nooit vroeg, hy's nooit te laat nie, maar hy's altyd op tyd. Jou seisoen sal kom. Wag. But as dit kom, don't miss the day of your visitation. Moenie te besig is met dinge van die Here dat jy die Here van die dinge mis nie. Dat jy die Here van die dinge, nou kom hy, nou mis jy die hele ding. En dis presies wat met die mense gebeur het. Hulle sing Hosanna. Hulle sing Hosanna, maar hulle besef nie, die is die Messias. Die is die redder. Die is die een vir wie ons sing. Hy gaan ons red. Maar hulle verwag, hy kom, hulle weet jy, die Jode vandag sê, nee, hoe kan die Here kom as 'n baba? Dis nie wat ons en hulle gaan meer oor die rabbis as wat die Bybel sê. Hulle maak hulle oë toe vir Jesaja 53. Hulle wil dit nie eens, hulle vra, wat 'n boek is dit? As hulle gevra word, have you heard these words? Jesaja 53 van vers 5. Dan sê hulle nee, wat is dit? Dan sê die mense vir hulle, wat is dit? Dan sê hulle, wat 'n boek is daai? Is hy in die Torah? En dan sê hulle, ja. Dit is. Maar hy is terwille van ons oortrede deurboor. Terwille van ons geregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Halleluja. Halleluja. Die lam wat geslag is vir ons. Hulle wil dit nie sien nie. As jy met die Jode praat oor wat het skrif, hulle sal sê, nee, dis nie die Bybel, dis nie die Torah nie. Sê, but it's in your most famous book, the book of Isaiah, that's your book you love. En sê hulle, yes, he's the greatest prophet. En sê hulle, okay, well, go look there. Zechariah, he will come on a donkey, Zechariah 9:9. Hy sal kom op 'n vul. En julle sal hom aanbid en loof. Nee, hulle sing dit nie, dis nie Jesus nie. Dis nie hy nie, hy kom op 'n wit perd wat ons gesing het, die eerste song. Hulle verwag dit. Dis wat hulle verwag. Maar in Openbaring gaan dit gebeur. Maar as hy kom nie, ek wil net dit sê, hy kom nie om koning te wees nie. Hy is 'n koning wat kom om sy plek te neem. Ons sê altyd die Here gaan kom en gaan hy 'n koning word. Nee, hy gaan nie 'n koning word nie. Hy is die koning wat kom. Hy is die seun van God wat kom. Hy is die heerser, die redder. En op sy dui is geskryf, koning van konings, heer van heers, Kawe, Lama, Kawe, hero of heroes. Op sy dui is dit geskryf. En hy kom op 'n wit perd, met 'n swaard in sy hand en wat uit sy mond uitkom. En sy oë soos vuur, want hy kom met krag en hy kom met mag. Jesus. Dis wat hulle verwag het. Kom hy ons nie red teen die Romeine nie? Kom hy ons nie verlos teen die verdrukking wat ons onder is nie? Hy kom om jou siel te red, broer, suster. Hy kom om jou vir ewig te red, net nie nou vir 'n seisoen en 'n tyd nie. Hy kom vir alle mense, van alle tye, vir alle dinge se. Dit is wat hy gedoen het. En hy krag is nog met ons. Hy is nog met ons. Die krag, enige tyd. Roep uit in jou benoudheid. Roep uit in jou tyd van nood. En sy krag is daar. Sy krag is daar. Hy wag. Die Here staan wakker agter sy woord. As hy sy woord hoor, dan moet jy dit kan sien. Hier spreek ek die Here se woord. En weet jy wat? Hy's wakker agter sy woord. Om het te verwesenlik, om seker te maak het kom waar. Hy's wakker agter sy woord. Jy het my woord gespreek, ek weet.
No, watch me now. Ons twyfel partykeer. Ek wil een laaste ding sê, ek weet nie wat dit is, jy maar gaan gou kyk. Vir iemand wat siek is. Die bloed van die lam, julle weet die storie van die bloed van 'n lammertjie. As 'n slang hom pik, hy gaan nie dood nie. Van hy bloed het die anti-venom properties in hom in. Ons moet die vyand mooi kyk. Ons moet hom mooi kyk. As ons hom sien hier in die tuin van Eden in, is hy 'n slang. As ons hom hier meet in Openbaring, hy's 'n draak, hy's 'n dragon. Hy het gegroei intussenin. Halleluja. Maar die bloed van Jesus werk nog steeds. Die bloed van Jesus, of hy nou 'n slang is of 'n dragon. Because we overcame him by the word of our testimony and the blood of the Lamb. You can be a dragon, ons gee nie om hoe groot is. Die bloed van Jesus is teen jou. Die bloed van Jesus is teen jou. Halleluja. Of jy nou 'n siekte het, of 'n kwaal het, of 'n kopseer het. Ek het 'n pastoor geken aan die Noord-Kaap. As mense opkom vir gebed, dan sê hulle, pastoor, bid vir my. Dan sê, nee man, jy het 'n kopseer, gaan sit. Ek bid vir groot goede. Kom, gaan sit. Ek bid nie vir kopseer. Halleluja, soek die groot goed. Ons is nou nie soos daai nie. Maar ons moet besef wat het ons in die bloed van die lam. The blood that flowed on Calvary, way back. It reaches to the highest mountains. It flows through the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Hallelujah, die bloed van die lam. Die bloed van die lam. Die bloed van die lam. Halleluja, dis oorwin. Die oorwinning is klaar daar, jy wen. Gaan lees die einde van die boek, ons wen. Ek hou van 'n Engelse gesegde wat sê, we don't operate to victory, we operate from victory. Halleluja. Maar ons is so bang partykeer. Hy het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. Ons is so bang partykeer. Ek is self daarso. Ek het 'n proposal wat ingaan. Nou sing jy dat ek wil nie daai e-pos oopmaak nie. Hoekom? In geval is goeie nuus. Kan jy glo? In geval dis goeie nuus, ek het dit gekry. Van dit beteken, ek moet nou op 'n hoër vlak opereer. Nou moet ek daai ding doen. Nou moet ek ek moet nou op praat wees. Ek moet nou my ding doen, om my ding te doen, verstaan jy? Nou is ek te bang om hom oop te maak. Ek is te bang om te gaan vir hy job interview in case ek kry hom. Nou moet ek elke dag werk toe gaan. Julle jong mense wat so by die huis lê. Dan kom julle 11 o'clock. Mami, wat het mami gemaak as ek kos? Ek was nie vriend. Die Bybel sê, hey, wat die werkie sal jy eet nie. Onthou net van my wat sê. Amen. Sit jou CV in. Ja, mami, ek gaan, maar jy is te bang jy kry die werk. Maar nou moet jy verantwoordelik word. Jy moet elke dag opstaan, jou tande borsel, gesig was, klere stryk en jy moet werk toe gaan. En hulle wil dit nie doen nie. Ons is bang vir die oorwinning. Maar is klaar gewen. Ons het dit klaar, ons het dit. Ons het dit besit, dis ons sin. It belongs to us. We have the victory. Walk in that victory, walk in the blood, walk in the blood, walk. Weet jy, dat is een ding wat ek en my vrou bid elke oggend. Ons begin ons gebed. Obviously, we approach your throne of grace and mercy, Lord, to find grace and to obtain mercy. We enter your gates with thanksgiving. We come into your courts with praise. En dan die volgende ding wat ons bid, ons sê, Here, die siel, die liggaam, the spirit, soul and body of our entire family, cover it under the blood of Jesus. Dan begin ek met my vrou en sê ek vir my vrou Megan, Here, dek haar onder die bloed. As hy hier uitgaan in 'n kar in en die vyand wil haar aanval, laat hy net die bloed sien. Hy moet nie eens vir haar sien nie. Hy moet nie vir haar, hy moet net sien, as net bloed wat uitkom. Waar is die vrou nou? Maar daar gaan die bloed van Jesus. Want sy's gedek onder die bloed. Haar hele siel en liggaam, alles is gedek. My kinders ook, hulle word gedek. Dan gaan die mense is wat wil kom en dinge goed te doen nie, want hulle is gedek onder die bloed. Elke kamer in my huis, elke hoekie, skyntjie, waar ook al, is gedek onder die bloed. My honde, gedek onder die bloed.
My finansies, daai bankrekening gedek onder die bloed. En hy proposal wat ek instuur, ek bid oor hom voor ek hom instuur. My vrou sê altyd vir my, what you doing? I'm saying, I'm just covering this proposal under the blood of Jesus. Amen, dan druk ek send. Dek hom onder die bloed. Die bloed, dan gaan het kom, jy sal sien hoe kom my water en hy bloed. En sê, my offer is aanvaar. My offer is aanvaar. Het is my offer nie, hy het opgeoffer. Het is verniet vir my, maar duur betaal, die Rome. Duur betaal vir die Here. Kom ons staan vanoggend in die naam van Jesus. Oh, Jesus, the blood of Jesus. Pastor Clem, iets oor die bloed. Vader, steek my weg. Daar sê, onder die bloed. Steek my weg onder die bloed, Jesus. Steek my weg onder die bloed. Steek my weg onder die bloed. Yes, Lord. Vader, steek my weg onder die bloed. Vader, steek my weg onder die bloed. Oh, steek my weg. Steek my weg. Vader, steek my weg onder die bloed. Vader, steek my weg onder die bloed. Prys die naam van die Here. Vader, steek my weg onder die bloed. Ja, steek my weg. Steek my weg. Oh, Vader, steek my weg onder die bloed. Sing het saam. Vader, steek my weg onder die bloed. Vader, steek my weg onder die bloed. Ja, steek my weg. Yes. Steek my weg. Halleluja. Vader, steek my weg onder die bloed. Vader, steek my weg onder die bloed. Vader, steek my weg onder die bloed. Ja, steek my weg. Steek my weg. Vader, steek my weg onder die bloed. Vader, steek my weg onder die bloed. En vergewe my, Vader. Vergewe my vir my ongeloof beteken. Vir my onrypheid, soos die vye boom wat nie gebot het nie. Partykeer, Here, as Christene wys ons se blare. Ons is mooi aangetrek. Ons jubel, ons leeg. Ons lyk reg, ons lyk of ons 'n vrug dra. Maar as niks nie, Here. Vergewe ons. Vergewe ons, Here, vir ons onvrugbaarheid. Vergewe ons, Here, dat partykeer kan ons sing Hosanna. Red ons, Here, maar dan kyk ons verby God, ons kyk verby Jesus en ons kyk na mens toe. Ons leun op die arm van mens, ons soek 'n man of 'n vrou om ons aan die ding uit te help. Maar ons sing Hosanna, red ons, Here. Vergewe ons, Here, vir die vrees wat ons dra. As U ons geroep het na 'n hoër vlak, na 'n dieper level, nou kom ons met vrees. En ons praat ons self uit 'n seëning uit. Ons praat ons self uit 'n promotion uit. Ons praat ons self uit 'n blessing uit. Help ons, Here. Hierdie dag, hierdie Palmsondag, laat ons onze klere, onze baadjies, onze mooi goed uittrek en voor U neergooi en sê, Here, nie die status nie, nie die sterstatus nie. Nie wie ons dink ons is en wat ons is nie. Kom ons lê alles neer voor U. Dankie, Here, dat die hoogste plek wat ons kan wees is op ons knieë. Dankie, Here, dat ons U se naam kan aanroep in 'n tyd van benoudheid en weet
U sal intree, U sal opstaan, U sal opdaag in hy omstandigheid. Die arm is nie kort en die oor is nie doof nie. Here, dankie dat U met ons is. Immanuel, God met ons. Ons het nie 'n God wat ver is nie. Ons het nie 'n God wat op 'n troon sit daar in die hemel en vir ons kyk en sê, "Hey, Here, kyk hoe gaan my kinders aan." Nee, U is met ons. U was met ons. U het tussen ons geloop en gewandel. Dankie, Here, dat U gehoorsaamig was teenoor die kruis. Dat U nie getwyfel het of gewankel het nie, maar U het die prys gaan betaal. U het die prys gaan betaal. Die vyand sal kom. In die Ou Testament sien ons hoe die vyand gekom en die dinge opgelig en gewys. Julle God is niks nie. Julle, maar hier, na die opstanding, Here, het U die presies selfde ding gedoen. And you led captivity, and you made a show. Het hulle opgehef en gewys. Julle is oorwin. Julle is oorwin. Julle is oorwin. Daar's vryheid vir my mense. Daar's verlossing vir my mense. Daar's genesing. Daar's oorwinning. En dis alles deur die bloed. Dis alles deur die bloed. Ons vra dat die bloed ons sal net nie dek nie, maar ons sal invul deur ons hele wese en wesel sal ingaan. Saturate us in your blood anointing this morning, Father. Saturate us. Neem dit wat U nie nodig het nie, neem dit weg. Neem dit weg, laat dit uitbrand uit ons soos 'n vuur. 'n Vuur wat die onreinheid weg was. Dat die bloed het weg was. Net nie dek nie, maar weg was. In die naam van Jesus. Here, dankie vir die van ons wat siek is. As 'n siek mense vanoggend. Ons wil die siekes uitbring vanoggend, uitroep asseblief. As jy enige kwaal, selfs is dit 'n kopseer. Selfs is dit net 'n nekkie wat seer is, 'n been. Jy kom vanoggend want die genesingskrag van die Here is hier. Die bloed is hier. Die bloed beskerm, die bloed dek, die bloed genees aan die naam van Jesus. Deur sy wonde is ons genees. Deur sy wonde is ons genees. Halleluja, dankie Here. Al die lof, die prys en aanbidding swaai ons aan U toe.